Ons toetrede lied is Gesang 442, verse 1 en 2, waarna u kan bly staan tot na ons lofgesang. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daaroor antwoord deur die sing van Gesang 168, verse 1, 2 en 3, waarna jy weer kan sit. Oh
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom uit 2 gedeeltes uit die Nuwe Testament. Die eerste is uit die brief aan die Hebreërs, hoofstuk 10, vanaf vers 1 tot en met vers 10. En die tweede gedeelte uit die Evangelie volgens Matteus, Matteus hoofstuk 26, vanaf vers 26 tot 30. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom. Nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend, jaar na jaar, word dieselfde offers gebring. En tog kan die wet, die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring, eens en vir altyd gereinig en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld: dit is nie diereoffer en graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê: kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy: diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie. Hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy: ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie vergiet word, tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag
wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofgesang gesing het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens Gesang 458, die eerste en die derde strofe. Nie ons lof o God, nie ode, ja ons Heer met eer. Hebreërs stel dit baie duidelik aan ons, dat Jesus Christus al die offers in die Ou Testament kom vervang het. En dat hy vir eens en vir altyd die finale, volmaakte sondeoffer gebring het. Baie mens deur die Ou Testament, dan sien 'n mens dat daar een offer is wat nie volbring is nie. Daar is een offer in die Ou Testament wat bly staan het. En dit is 'n offer waartoe die Ou Testament ons nie, of die Israeliete nie opdrag gegee het om die offer te bring nie. Wat wel oor die offer gesê word volgens Levitikus 7, en dis die manier vir die Israeliete hoe om daardie offer te bring, want daar was vir daardie offer net soveel voorskrifte as vir al die ander offers. En dit is naamlik die dankoffer. Dis die offer waartoe daar nie deur God opdrag gegee is nie, wel hoe die offer gebring moes word as dit gebring word, maar die offer wat tot vandag toe bly staan. Blaai mens deur die Ou Testament,
Dan kan 'n mens eintlik, as jy deur die psalms lees en ook die geskiedenis, dan kan jy eintlik verstaan wat die plek van die offer sou wees. Wanneer Israel geoes het byvoorbeeld, dan was daar die offers, die eersteling offer en die 10de offer wat gebring moes word, volgens voorskrif. Maar dit sou kon gebeur dat 'n man nou 'n baie uitsonderlike groot oes van die land af verkry het. En dan sou hy byvoorbeeld spontaan besluit het om 'n dankoffer aan die Here te bring. Ja, uit al die ander offers wat voorgeskryf is, het hy nagekom. Maar spontaan kon hy 'n dankoffer bring. Net so wanneer iemand, en veral as 'n mens die psalms in gedagte hou, in 'n groot verknorsing was, en dit gelyk het asof daar vir hom geen uitkoms is nie. En die Here sou dan op 'n wonderbaarlike manier tog vir hom uitkoms bring, dan sou so iemand spontaan uit hart uit aan die Here 'n dankoffer bring. En ook wanneer mense geloftes aan die Here afgelê het en die tyd van die gelofte verby is en die persoon, man of vrou, die gelofte nagekom het presies soos hy of sy dit beloof het. Dink byvoorbeeld aan Hanna. Sy was kinderloos. En sy maak 'n gelofte aan die Here dat as die Here tog vir haar 'n kind sou gee, ons praat van Samuel, dan sal sy hierdie kind aan die Here teruggee. En toe die kind groot genoeg was, het sy hom na die tempel in Silo toe gebring. Sy het haar gelofte nagekom, maar toe sy dit klaar nagekom het sy 'n dankoffer aan die Here gebring. Dis nie 'n voorgeskrewe offer nie, is 'n offer van dank. Terwyl die Israeliet baie goed geweet het dat al die ander offers, soos vir al die sondeoffer, al die offers was gebou op die grond van God se liefde en God se genade. Jy kon met geen offer God se goedgesindheid koop nie. Soveel te meer met die dankoffer. Iets wat spontaan uit die hart kom. Blaai mens om na die Nuwe Testament, dan trek daar woorde in die Romeinebrief jou aandag. Romeine hoofstuk 12, daar staan geskryf: gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. En dit sluit aan by die Ou Testamentiese dankoffer. Dat ek uit dank my hele lewe aan God as offer sal gee. Uit dank. En hiermee blaai ons om na die bovertrek waar Jesus die heilige nagmaal met sy disippels ingestel het. En nou is die vraag vanoggend: as ek en u vanoggend, het sy vir die eerste keer in ons lewe, het sy al vir die soveelste keer in ons lewe, as ons by hierdie tafel kom aansit, wat
kom doen ons hier? Hierdie nagmaal, gee dit iets addisioneels aan ons, wat die evangelie in woorde ons nie gee nie. Wanneer mense groot of klein gedoop word, gee die doop aan ons iets addisioneels, wat die evangelie in woorde ons nie gee of kan gee nie. Wat maak ons as ons by die tafel kom aansit? Die liggaam en die bloed van Jesus Christus by hierdie tafel, soos ons dit as brood en wyn nuttig, gee ons nie iets addisioneels nie. Maar hierdie brood en wyn, die liggaam en die bloed van Jesus Christus, is die evangelie in 'n ander vorm, 'n sakrament. Die doop, waar die water die simbool is van Jesus se bloed, gee ons nie iets addisioneels by die evangelie nie. Dit is die evangelie in 'n ander vorm, 'n sakrament. Alles staan op die sondeoffer wat Jesus Christus gebring het. Dit is die evangelie. Hierdie nagmaal is 'n vorm van daardie evangelie, en so is die doop 'n vorm van daardie evangelie. Hierdie nagmaal is as ware een en presies dieselfde nagmaal as wat Jesus Christus 2000 jaar terug ingestel het. En daarom is elke nagmaal wat ons bywoon, wat ons vier, asof die eerste nagmaal wat ek in my lewe bywoon, of ook die heel laaste nagmaal wat ek in my lewe bywoon. Wat daar in die bo vertrek deur Jesus Christus vir sy disippels gesê is, geld net so vandag hier. En God die Heilige Gees maak daardie bo vertrek gesprek, maak hy vandag hier vir ons werklikheid. En nou sit ons vanoggend saam met die disippels in die bo vertrek by hierdie tafel aan. En hoor wat sê die Here. Die Here vat brood en hy breek dit. En hy sê, neem, eet, dit is my liggaam. Terloops, alreeds daar sien 'n mens dat die brood maar net doodgewone brood is, waaraan Jesus Christus nou 'n simbool gee. Sy liggaam. Brood by die nagmaaltafel bly gewone brood. En die beker wat hy aangee, die beker met wyn,
sê hy, dit is my bloed. Drink almal daaruit. En dan sê hy, want hierdie offer wat ek bring, is tot vergifnis van sonde van baie mense. En terwyl ons daar saam met die disippels sit en hoor wat hy sê oor hierdie brood en wyn, kom ons agter maar Jesus is besig om presies te doen soos in die Ou Testament gedoen is by die sondeoffer. Wanneer 'n man 'n dier kom laat offer het deur die priesters, dan word 'n gedeelte van daardie vleis word dan as maaltyd voorgesit vir die priesters en hierdie man. En wat sê daardie ete vir hierdie man saam met die priesters? Dat sy gemeenskap met God herstel is. Die priester sit daar as tekenend van die gemeenskap wat tussen God en hierdie man herstel is. En dit vind met 'n maaltyd plaas. Dis wat Jesus by die nagmaal doen. Hy is die sondeoffer. En wat doen hy by die nagmaaltafel? Hy deel sy liggaam uit vir hierdie ete wat sê vir die disipel en vir ons vandag. Ons gemeenskap met God is herstel deur ons geloof in Jesus Christus. En gaan kyk 'n mens by die dankoffer. Was die dankoffer ook 'n maaltyd? So hier sit die disippels en ons by die tafel. En ons kom weer eens onder hierdie geweldige indruk van die finale offer wat gebring is. En ons deelname aan die tafel, soos wat ons dan ook hier uitstap, is een van dankbaarheid. Vandat ons hier opstaan, tot daar ver waar ons gaan leef, bring ons uit die hart ons dankoffer. Gee julleself aan God as lewende offers, heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Broeder en suster, elkeen wat 'n oor het en 'n oog het en 'n mond het, hoor, sien en proe wat die Gees vanoggend aan u voorhou. Amen. Kom ons staan vir die belydenis van ons geloof. Ons bely saam met die kerk van alle eeue soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode,
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna u kan sit. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy of haar hart na te sê. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22, vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing gesang 488, verse 1, 2, 4 en 5, waarna u kan bly staan vir die seëngroet.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.